ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 466. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Joshua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die boek Waarom 'n 4 Afrikaanse Bybelvertaling. As ek nog 'n doktorale graad wou bekom het en ek wou 200.000-300.000 rand spandeer, kon ek daai boek verwerk het in Engels en na enige universiteit in die wêreld gestuur het en ek sou 'n tweede doktoraal gekry het. Jy het dit nie nodig nie. Ek sê al hoekom ek dit so stel, is dat jy weet dat die inligting daarin is ongeëwenaar wanneer dit by Bybelvertaling kom. So as jy sou belangstel, of enige een van die ander boeke nodig het, of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, of as jy dan 'n vraag het, of een vraag op 'n slag asseblief, ek wil weer vra, moenie by 5-6 vrae gelyk stuur nie. Dit is nie regverdig teenoor die ander mense nie. Een vraag op 'n slag. Of as jy met ons iets wil deel, is jy ook baie welkom. My WhatsApp nommer 0722367124, my webtuise nommer https://javashua.co.za, soos jy kan sien hierbo. As dit dalk die eerste keer is dat jy na hierdie reeks kyk of luister, dit is uiters belangrik om met deel 1 te gaan begin, reg voor. Anders gaan jy nooit die volle waarheid weet nie. Dit is uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende kennisgewing van al ons studies kan ontvang, as ook ons TikTok boodskappe van Maandag tot Vrydag. Stuur die kontak of die link vir vriende en kennisse. Hierdie reeks is lewensveranderend. Maak seker jy skryfblok pen ten minste 'n 33 Afrikaanse Bybel byderhand het. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons kom vanmôre in die begin van 'n nuwe week om vir u baie dankie te sê vir hierdie naweek wat verbygegaan het. Baie dankie ook vir die geleenthede wat u vir ons geskep het om die evangelie van die bo-natuurlike geopenbaarde name, soos dit was in die antieke Hebreëse Bybels, Vader, ook in hierdie moderne tyd kan verkondig het. Ons bid die saad wat ons gesaai het, laat dit in goeie grond val, en laat dit saad dra 30, 60 en 100voudig. Seën vanoggend se samesyn, en laat u deur die Ruach HaKodesh en die genadebloed van Javashua verheerlik word. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Javashua en elke Java sê halleluja. Halleluja, wat 'n wonderlike geleentheid. Ja, ek kan amper nie wag vir die studie nie, want hier is soveel intensiteit in hierdie woord. Mense het geskakel na donderdag en vrydag se woord. Sê prof, die woord is so diep en interessant. En dis wat vir my saak maak, die positiwiteit. Positiwiteit. Die boek Spreuke hoofstuk 24, ons is besig met hom. Ek sê weer, let op na die beeldspraak. Ons het toe gegaan en gaan kyk as addisionele skrifverwysings en gebeurtenisse na dit toe wat in Genesis 1 gebeur, Genesis 1 vers 1, en dan verder aan Genesis 1 vers 2, waar Vader Jaffa dan die lig gespreek het, en ons aan gesien het dat die lig wat daar gespreek was, nie die son, die maan en die sterre was nie. As dit nie die son, die maan en die sterre was, met die inligting wat ek hier gegee het, wie sê eers dit? Baie dankie. Wat sê jou pastoor? Wat sê jou predikant? O nee, ons wil hulle nie in die verleentheid stel nie. Vra hulle moet dit weet. Met hierdie bo-natuurlike geopenbaarde inligting, verwysing na die lig in Genesis 1 vers 2, weet ons, wie ons weet Javashua was, hy was die lig van die wêreld, hy is nog steeds, wie gegenereer was, luister wat ek sê, gegenereer was, so hy was nie van die begin af daar nie, hy was gegenereer. En kyk in die HAT woordeboek, wat sê hy van wat gegenereer?
of as jy my Afrikaanse legkaart studiegids Bybel het, dan kan jy daar gaan kyk in Hebreërs 1 vers 3 en 4. Daar gee ek vir jou wat beteken die woord gegenereer. Dis nou die voordeel van julle wat die Afrikaanse legkaart studiegids Bybels het. En as jy dit nie het, jy moet dit kry. Dis vir die kinders en die kleinkinders, agterkleinkinders. En vir u ook. Ek sê so, verwysing na die lig in Genesis 1 vers 2, weet ons wie Jahweh was, wie gegenereer was. Ons gaan nou ervaar hoe die Nuwe Testamentiese geskrifte dit bevestig, wat meeste van ons as jou vaste reeds weet. Hoekom? Want jy kom 'n tyd saam met my, ons is deur die woord al. Ons gaan nou Hebreërs hoofstuk 1 vers vir vers bestudeer en ervaar. Ek weet ons was al deur dit gewees, maar in terme van dit wat ons hierso in Spreuke gelees het en dit wat ons in Genesis gelees het, is die eerste keer wat ek die twee bymekaar bring. Genesis en Hebreërs 1 vers 1 en verder. Eerste keer wat ek hulle bymekaar bring. En u wie al die boeke gekry het, u wat die legkaart studiegids Bybel het, u wat reeds die boek Hebreërs waarheids of leuns het, u gaan self nuwe ervarings ervaar, want hierdie is splinternuut. En dit kom nie uit iemand se boeke of iets uit nie. Hier op hierdie stoel het Jahweh dit vir my so oopgemaak laasweek in donderdag. Goed, ons gaan nou vers vir vers Hebreërs 1 bestudeer. Hoe pas hierdie gedeelte van die legkaart in mekaar? Want die protestante, karismaat en Rooms-Katolieke kerk vir ons verduidelik het, hulle dit nooit vir ons verduidelik nie, en ek wonder waarom nie. Het hulle nie geweet nie, of het was weer een van hulle stands om het weg te steek. Johannes 1 vers 14. Johannes 1 vers 1, ons gaan van Johannes 1 vers 1 af lees, Johannes 1 vers 1. Hy sê in Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord. Daar het ek gesê, daar was 23 beginne, ek vra wat het begin? En die woord was, of in Jahweh almagtig, hy, die woord, kan nie by die Vader wees, en gelyktydig self die woord wees nie. Maak het sin. Hy kan nie by hom wees as 'n tweede persoon, en dan is hy die tweede persoon, die Vader eerste en die tweede persoon. Dit is onmoontlik. So die beskrywing hierso is totaal en al verkeerd, misleidend. Want dis hoe ek die Toosius en die Bybelgenootskappe en die ouens al vir jare ken. Hulle sal niks anders te doen as om verleiding, want hulle is so deel van die NAR, New Apostolic Reformation beweeg, die Katolieke is daarin en alles. Ek het mos nou al die stories vertel. Hy sê, en die woord was in Jahweh die Almagtige, en die woord was Jahweh die Almagtige. Hy, die woord, kan nie by hom die Vader wees, en selfs gelyktydig selfs die woord wees nie. Hy kan nie langs hom staan en sê, die woord is by my, en nou is ek die woord nie. Dit maak mos nie sin nie. Ek weet, dit lyk op die skrif homself weerspreek, as ek hom lees. Johannes 1:1, in die begin was die woord, en die woord was by of in, ek sê in. Die oomblik as ek sê in, maak dit totaal anders sin. Maar wat in die Bybel staan, en die woord was by of langs die Vader. En die woord was die Vader. Ek sê nou Vader. Dit kan nie werk nie. Maar as ek sê, en die woord was in die Vader, Jahweh. En die woord was Jahweh. Hoekom? Want hy was in sy sielsdimensie. Ek het vir u verduidelik van die huis, wanneer die ouens die huis bou en die penne inslaan en ek het dit reeds verduidelik. So ek gaan dit weer net sê, so wanneer u dan 'n huis bou, gebeur dit dat u dan nie net die huis bou nie, u die stuk grond, en wat doen u? U lê op die bed en u dink aan die huis en u en die vrou bespreek dit en later aan, dan vat julle penne met gekleurde lyne en jy slaan die voorhuis, maak jy rooi en die ander, ek het dit verduidelik mos nou. So waar's die huis? Is hy gebou? Nee.
waarin jou gedagte, jou sielsdimensie, en jou gedagte, is die huis klaar gebou. Jy het hom al klaar geverf. Jy het al die garages geskuif, die kant toe nie, swembad soontoe, in jou gedagtes, want jy kan op, die Engelse woord is chop and change. So die seun was hierso, in Johannes 1 vers 1, reeds in die gedagte van die Vader. En wanneer ek die res van die skrifgedeeltes lees, gaan ek sien hoe dit bevestig word. Nou sê hy, nou wil ek hê, jy moet kyk na Hebreërs 1 vers 1. Ons kyk na Johannes 1 vers 1, nou kyk ons na Hebreërs 1 vers 1, albei is 1 en 1, hè? Hy sê in Hebreërs 1 vers 1, nadat Jahwe die Almagtige baie keer en op baie maniere in die ou tyd, Ou Testamentiese tyd, dis waarna hy verwys, gespreek het tot die vaders, watter vaders? Die voorvaders. In die tyd van Jeremia en Esegiel, Daniel, in die voorvaders. Nadat Jahwe die Almagtige baie keer op baie maniere in die ou tyd, die Ou Testamentiese tyd, gespreek het tot die voorvaders deur die profete. So wie was die monstukke? Al die Ou Testamentiese profete. Luister nou mooi. Nou moet jy jou seatbelt vasmaak. Het hy, dis Jahwe Almagtig, dis die Vader, in hierdie laaste dag van 2000 jaar gelede, en ook vandag in 2026, tot ons as Jahwiste gespreek deur sy seun Jahweshua. Nou wil ek net vra, waar kom die ouens wat nou besig is om ouens te leer, om te profeteer? Jy kan by die AGS, hierso in Pretoria Oos, kan jy gaan en jy kan Neville Norden, pastoor Neville Norden, hulle bied kursusse aan waar jy kan leer om 'n profeet te wees vir 2 jaar of wat ook al, en jy kry 'n diploma op 'n sekere aande, dan oefen julle teenoor mekaar. Ek weet, toe ek klomp jare terug die auditorium gehad het, toe ek dienste gehou daar, ek het mense wat van daar af gekom het, wat deel van daai kursus was, wat agterna gelag het oor die belaglikheid daarvan. Kan jy glo? Jy sê, so sê die Here, en dan het die ander ou dit vir jou gesê. Sê die Here nie. Dis amper soos Dani Botha wat gepraat het oor, die Here het vir my gesê, dis nie Here nie. Dis die swart man wat dit vir hom gesê het. Agterna het ons die getuienisse gekry, en dieselfde by pastoor Neville Norden. Nie een van daai ouens is profete nie. Jy sien, hulle kan nie eens Afrikaans lees nie, want dit gaan oor die geld wat hulle maak uit die kursusse uit. En dan stuur hulle hierdie ouens in die kerke in, om te gaan sê, so sê die Here, en so sê die Here. Dan die Here nooit gesê nie, want dit is nie die Here nie. Here beteken Baal. Gaan lees Hosea 2, vers 15 en 16. Here, H-E-R-E, hoofletters, beteken Baal, my man, my Baal. En dan vers 16 sê die profeet, en dan verwyder ek die Baals uit julle midde uit. Die Heres, al die Heres. Nadat Jahwe, nou sê hy in vers 2, vers 1, Hebreërs 1:1, nadat Jahwe die Almagtige baie keer op baie maniere in die oudheid, Ou Testamentiese tyd, gespreek het tot die voorvaders deur die profete, het hy, Jahwe die Almagtige, in hierdie laaste dae, lewe ons in die laaste dae? Ja. Lewe ons hulle al van 2000 jaar gelede af in die laaste dae? Ja, hulle leef so. Spreek hy tot ons as Jahwiste? Was die apostels Jahwiste en die disciples? Natuurlik. Jahwis, die woord Jahwis beteken navolger van Jahweshua. Hoe maklik is dit? En dit staan in die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Sê uitdruklik vir, ons is Jahwiste. Ons is nie skaam nie, ons is eerstens nie Christene nie, want 'n Christen is 'n Katoliek. Ons is nie protestante nie, want die protestante is geskep deur die Katolieke. Ons is nie charismate nie, want die charismate is weer deur die protestante geskep. En so kan ek aangaan. So wat is ons? Hoe identifiseer ons onsself? As Jahwiste. Weet jy wat, ons is nie skaam daaroor nie. Inteendeel is dit iets wat Jahwe vir ons gegee het, wat die Rooms-Katolieke Kerk van 34 na Jahweshua
probeer doodruk het. Vernaam daar tussen 100 en 127 by die skepping, by die waar hulle die Septuaginta vertaal het. Daar was nooit die Hebreëse Septuaginta nie. Ek het dit verduidelik. Nooit. Hulle het die Griekse Septuagint geskep. En daarom sê LXX. Ek het vir verduidelik. LXX beteken 70. 6 maal 12 is hoeveel? 72. Ag, maar 2 maak nie regtig 'n verskil nie. Nee, dit haal die leen uit. Wanneer hulle die Hebreërs, wanneer hulle die Torah herskryf, dan gebruik hulle 6 ouens, gekwalifiseerde letterkundige ouens in daardie tyd om te help. En 6 maal 12 gee 72. Maar dis hoe die Katolieke was, die altyd anderster, want dis okkulties. Want dis Grieks. Daai Grieks was daai tyd, dit kom uit Griekeland. En die Hebreërs het dit geërf. Dis is 'n afgode taal gewees. So wat gebeur? LXX beteken 70. So wat het hulle gedoen? Hulle het die Torah herskryf. 72 mense. En dan het hulle gekom en in die Katolieke tydperk. En tussen 100 en 127, dan noem hulle dit die Septuaginta, die LXX. Ek is besig om 'n boek te skryf, so 'n dik boek, oor waarom noem julle hom Jesus, waar ek al hierdie leuns vir u gaan uitbring. So, hy sê, ek wil net hierdie laaste gedeelte lees. Kom ek lees die hele versie, nadat Jahwe die Almagtige baie keer op baie maniere in die ou tyd, die Ou Testamentiese tyd gespreek het tot die voorvaders deur die profete het. Hy, dis Jahwe die Almagtige, en hierdie laaste dae ook 2026 tot ons as Jahwiste gespreek deur sy seun. Daar staan dit, hy gebruik nie ander ouens nie. En daai seun is Jahweshua deur die werkinge van die Ruach HaKodesh in ons sielsdimensie. Amper ek lus vir preek. Tot môreoggend, vat daai gedeelte, vat Genesis 1 en vat Hebreërs 1 en begin met die werk. Kyk of jy dit self by mekaar kan sit. Tot môreoggend as Jahwe lewe en sonde spaar. Maranatha, Jahweshua kom weer. Halleluja.